Goeiemôre gemeente. Op hierdie pragtige Sondagoggend wil ek graag 'n Moedersdag boodskap met u almal deel. Miljoene vroue en moeders word daagliks deur God geseën en volgens hulle talente en gawes gebruik, bewustelik en onbewustelik. Sommige in die agtergrond van besige huishoudings en ander op komitees en projekte in die gemeenskap. Elke vrou is 'n geskenk van God en is belangrik vir die Here Jesus. En elkeen het 'n spesiale rol om te vervul en word deur hom gebruik as deel van sy ewigheidsplan. Ons lees in Spreuke van 'n knap vrou en moeder wie se deugde besing word. Spreuke 31 vers 10. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Vers 30 tot 31. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Mag dit 'n baie geseënde Moedersdag wees vir u almal. Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom ook vir elkeen van u wat by hierdie diens ingeskakel het. Ja, die grendeltyd, tyd van inperking plaas nogal groot uitdagings oor ons lewenspaaie. Ook so wat die eredienste aanbetref, ontmoet ek u dan vanoggend hier en bedien ons ook die woord vanoggend aan mekaar en dan ook so hier vanuit my studeerkamer. Vir u wat ook ingeskakel het, hartlik welkom by ons. Ons bede as gemeente is dat u ook deur hierdie erediens en deur die woordverkondiging gevoed sal word in die geloof. Uiteraard vier ons vanoggend Moedersdag en daarom met hierdie spesiale boodskap en al ons moeders wat ook vanoggend ingeskakel het. Geliefdes moeders, word op hierdie spesiale dag juist daaraan herinner hoe spesiaal hulle eintlik is. En met goeie rede, want moeders is baie spesiale wesens wat ons liefde dubbel en dwars werd is. Wie onthou byvoorbeeld nie die pragtige verhouding wat daar tussen Naomi en haar skoondogter Rut was nie? En was die geloof, die waagmoed, die inisiatief van Moses se ma nie iets wat 'n mens juis onder baie uitdagende omstandighede verstom het nie? Hoeveel moeders dwars deur die eeu het nie geskroom om hulle eie lewens te gee vir die van hulle kindertjies nie? En wie se hart word nie geraak, word nie seer as ons 'n siek kindjie sien nie? Laat ons dan in hierdie tyd en ook in die dae en maande vorentoe die moeders eer en lief hê vir alles wat hulle vir ons doen,
al daardie opofferings wat hulle maak. Om ons moeder te eer is 'n Bybelse opdrag en om hulle lief te hê en gehoorsaam te wees as hulle goeie raad en leiding gee, is net tot ons voordeel. Dit laat my dink aan so 'n stukkie humor wat Moedersdag aanbetref, veral wat ma's aanbetref, want ons besef ook ma's leer hulle kinders baie dinge. My ma het my onder andere geleer hoe om te bid. Toe sy gesê het, jy moet bid dat daardie kol op die mat uit is wanneer ek vanaand by die huis instap. Net so op 'n ligte lyn, broers en susters, van ons moeders, kom ons sê vir ons ma's dankie. En ons dra hulle spesiaal op in die genadetroon van ons Here, dat die Here hulle sal seën en hulle vir ons sal bewaar. Dankie aan al die ma's vir al julle opoffering. Net die volgende aankondigings vanaf die kerkraad se kant. Uiteraard is daar nou geen kontak-erediens nie, daarom dat u dan vanoggend ook hier by my ingeskakel het vanuit my studeerkamer. Eredienste word wel dan lewendig uitgesaai via Facebook Live of die YouTube, en as jy dalk mooi daarvoor vra, kan daar ook aan u 'n klankleer gestuur word van die opname van ons eredienste. Die kollekte vanoggend by die deure is vir die kerkkas, en tydens die aanddiens vanaand by die deure vir die teologiese studentekas, onder die dienste vir barmhartigheid. Ons vra weer, broer en suster, as u kan, om via die SnapScan vir ons of deur PayPal, dis ook opgestel deur die rekeninge, dit word ook aan u vertoon, om so op hierdie manier ook u bydra af te dra. Ons het dit nodig, want die nood raak ook in hierdie tyd al hoe groter, veral wat ons diakens se werk aanbetref. As u dan nie een van hierdie maniere kan gebruik om af te dra nie, wil ons tog vir u vra om daardie kollekte iewers neer te sit en sodra ons weer kontak-eredienste het, dit dan af te dra. U kan ook by die kerkkantoor in die kerk se rekening inbetaal. Die kollekte is DV volgende Sondag by die oggenddiens, die deure, die GKSA Sustentasiefondse en die aanddiens vir die kerkkas. In die program vir die week, uiteraard, broers en susters, mag ons nie nou met mekaar kontak hê, terwyl dit in die Grendeltyd is nie, maar ons het wel gedink om Woensdag aan die 31ste Mei, met die aandbybelstudiegroep u uit te nooi om vir die Bybelstudie in te skakel via die Zoom. Ons vra dat u met Dr. Wim sal skakel, hy sal dan so 'n uitnodiging aan die rug, as u dalk graag deel wil hê aan daardie erediens, of daardie Bybelstudiediens. Daar is wel beperkte toegang van via Zoom, so ons vra dat u net asseblief dit sal opvolg met Dr. Wim. Ons katkesante word daarin herinner dat julle met les 10 moet voortgaan, sommer daar by die huis, gaan met die les voor, as ons weer by mekaar kom, sal ons bietjie hersiening daaroor doen. Ons belydenniskatkesante vanaand tydens die erediens word Hooglied met u behandel. Die vraelys wat daarmee saamgaan is ook met e-pos aan elkeen gestuur. So asseblief skakel in vir vanaand se erediens en so kan ons dan voortgaan met die katkesasie. Dr. Wim Vergeer sal vanaand vir ons die erediens lei. Kom ons verklaar ons afhanklikheid van die Here. As ons sê, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Op die skerms word vir u vertoon Psalm 100. Kom ons sing dan as loflied. U word hartlik uitgenooi om daar by u huise ook saam te kan sing. U as gesin sing hartlik saam Psalm 100, vers 1, vers 3 en vers 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Vers 1, vers 3 en vers 4. Amen.
vra dat u soos volg in die harte saam sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons luister nou na die aankondiging van die wet van die Here. Dit word ook op die skerme aan u vertoon en ons lees dit in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broeders en susters, saam met die wet van die Here lees ons in die Heidelbergse Katekismes Sondag 44 en vraag en antwoord 115 die volgende. Daarom word die vraag deur die opstellers van die Katekismes vir ons gevra, maar waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? En dan is die antwoord in eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken en met groter verlange soek na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus. En 'n tweede rede wat daarvoor gegee word is, ons moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, tot ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Kom ons sing as deel van ons verootmoediging voor die Here, ons klein word vir hom, omdat ons nou na die eise van sy wet geluister het, en ook onder die besef gekom het, dat ons nie op ons eie daartoe in staat is om een van hierdie gebooie ten volle te kan onderhou nie, maar alleen deur die Heilige Gees vir ons die krag gee om dit wel te kan doen, tot die eer van sy naam. Kom ons sing dan uit Psalm 139 en ons sing daar vers 1 en vers 12. Vers 1 en vers 12,
Psalm 139. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Veral Here, in hierdie tyd waarin ons nou leef, 'n de mekaar tyd, 'n tyd met meer vrae as antwoorde, in tye waar daar groot bekommernis in ons harte leef. Want Here, ons is bekommerd oor ons gesondheid, maar ons is ook bekommerd oor die impak wat dit op die ekonomie kan hê hierdie tyd van inperking. Hoe baie van ons wat vanoggend ingeskakel het vir hierdie erediens, is dalk nie bekommerd oor, kan ek werk hê? Sal ek werk hê? Gaan ek werk hê? As hierdie inperking opgehef word nie. As ouers is ons bekommerd oor ons kinders se skoolwerk. Ons is bekommerd oor ons ouer lidmate, ons oupas en oumas, ons ma's en pa's, met wie ons nie nou direkte kontak kan hê nie. So is ons ook hartseer oor hoe omgekrap die wêreld is. Ons beleef dit ook al hoe meer, hoe dat daar in die nuus en op die sosiale media wekroepe kom dat die regering al hoe meer en vinniger hierdie inperking moet ophef. Here, ons is onseker in hierdie tyd. Maar ons kom na U toe in diepe afhanklikheid en ons bely ook dat hierdie tye in U Vaderhand is. U is 'n soewereine God wat alles in U Vaderhand vashou. Daarom bid ons tot U vanoggend, beskerm en bewaar U kerk. Waar daar in ons harte vrees en bekommernis is, wil U dit, o Heilige Gees, kom vul met U teenwoordigheid, kom vul dit met U liefde, U genade, en laat die vrede van ons Here Jesus Christus ook in ons harte leef. Mag hierdie saam wees in die erediens vanoggend ook strek tot die eer en die verheerliking van U naam. Heilige Gees, wil U nou die woord vir ons oopmaak, dat dit wat nog onduidelik is, selfs nog duideliker sal word. Skenk aan ons die geloof, kom versterk ons in ons swakheid,
En Here, kom verseker ons dat U ons nooit sal los nie. Ons bid vir ons as gemeente, dat U ook in hierdie besondere tyd ons van krag tot krag sal laat gaan. Ons bid ook, o Here, vir seën op hierdie uitsending, dat deur die woordverkondiging ons ook vertroos mag word, dat U God by ons is. Seën hulle, Here, wat dan ingeskakel het vir hierdie erediens. Gee in ons geopende ore, ontvanklike harte en kom neem weg dit wat skeiding maak tussen ons en U. Ons bid dit, omdat ons van U afhanklik is, o Here God. En ons bid dit in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Here, ons Koning. Amen. Broeders en susters, kom ons luister nou saam na die woord van die Here en ek nooi u uit om die Bybels oop te maak saam met my en ons lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Dis in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs hoofstuk 12. En uit hierdie hoofstuk lees ons die eerste 11 verse saam. Paulus skryf dan die volgende: Wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, moet julle weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en 'n ander om dit uit te lê. Maar in al die dinge is die werk van die een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. Geliefdes, ons lees tot sover. Ons teksvers uit hierdie hoofstuk 12, is vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons bely en glo, en so het ons ook gebid, dat Jesus ons koning is. Ja, sy koningskap verseker ons dat ons nou deel het aan sy koninkryk, dat ons burgers van sy koninkryk is. Hy het immers 'n ontsaglike dierprys vir my en jou betaal, om dan deel van sy koninkryk te mag wees. En alhoewel hy met sy hemelvaart, wat ons een van die dae weer gaan gedenk, nie meer fisies by ons is nie, het hy ons geliefdes nie as weeskinders aan ons eie genade, ons eie lot oorgelaat nie. Nee, hy het, soos wat hy telke male aan sy disippels tydens sy aardse bediening beloof het, juis sy Heilige Gees as trooster in sy plek gestuur. Maar nou beteken dit nie dat ons moet dink dat die Heilige Gees 'n soort troostprys is nie. As Jesus nou nie meer fisies by ons kan wees nie, dan sal ons maar net die tweede prys tevrede moet wees. Nee, geliefdes, die Heilige Gees
is nou wel die trooster, maar hy's beslis nie 'n troostprys nie. Nee, geliefdes, as die Heilige Gees deur sy woord met ons werk, in ons werk, dan is dit asof Jesus self met ons praat. Die Heilige Gees is immers saam met die Vader en die Seun God. Nooit kan ons die werk en die persoon van die Heilige Gees gaan losmaak van die Vader en die Seun nie. In ander woorde, as Jesus dan deur sy Heilige Gees hom nou in ons harte kom tuis maak, regeer hy op hierdie wyse oor sy kerk. En hy doen dit deur sy woord. Want koning Jesus het ook aan sy kerk die sleutels van die hemelse koninkryk toevertrou. Ons is met ander woorde nie weeskinders nie. Ons is wel stoute kinders, maar ons is beslis nie alleen in ons eie lot oorgelewer nie. Nee, geliefdes, die Heilige Gees werk in ons, en dit is hy wat ons bruikbaar maak in die kerk en in die koninkryk van koning Jesus. En nou is die woord waardeur die Heilige Gees met ons werk baie duidelik daaroor dat daar in die ryk waarvan Jesus koning is, nie plek vir leeglaers is nie. Die kerk is bloot te kosbaar, te belangrik vir hom. Trouwens, elkeen in die gemeente van Jesus, let op die woordjie elkeen. Elkeen word met groot sorg toegerus om 'n bepaalde funksie te vervul tot opbou en uitbou van die gemeente. Ja, geliefdes, die Heilige Gees wat in ons uitgestort is, kom lê in elkeen van ons se hande die nodige gereedskap om daardie rol te vervul. Daardie geskenke, daardie stukkie gereedskap, is dan nie bedoel om tot ons eie voordeel aangewend te wil word nie, is nie bedoel vir eie gewin nie, nie bedoel om eers op die spense rak te staan en stof opgaar nie, maar is bedoel om gebruik te word tot voordeel en tot uitbou van die hele gemeente. En alhoewel die gereedskap wat die Here deur sy Gees aan ons gee, van persoon tot persoon kan verskil, moet ons terselfdertyd ook besef, dat elke lidmaat in die gemeente, iets in die hand gekry het, om te gebruik. Ja, geliefdes, op so 'n manier rus die koning sy kerk toe, volgens eie maat en na goeddinke, om bedienaars, of kom ons stel dit terwille van ons kinders 'n bietjie eenvoudiger, stel hy ons as kelners in staat, om sy liefde en sy genade aan die wêreld te bewys. Ja, die koning van die wêreld, van die kerk, Jesus wat ons koning is, ken die nood van die wêreld. Hy kan egter en hy ken egter ook die behoeftes van die kerk, juis om in daardie nood te verlig. En daarom voorsien hy alles wat nodig is waartoe hy ons roep. Op hierdie manier word die gemeente opgebou en uitgebou om meer en meer te word wat Jesus daarvoor in gedagte het. Wanneer ons dus, geliefdes, geroep word om God se liefde te leef, gaan dit juis oor watter stuk gereedskap ek ontvang het, tot opbou van die gemeente en terselfdertyd ook waar dit pas, waar ek geroep word om dit aan te wend. As die Here dit so wil, sal ons in die 3de kwartaal in meer detail gaan stilstaan by die verskillende gawes wat God vir ons gee. En dan sal ons ook 'n bietjie gaan kyk wat dit beteken vir ons as kerk, as gemeente. Maar vanoggend kyk ons egter in die preek net na die Heilige Gees wat aan ons die gawes gee, om dan kelners van sy liefde en sy genade in die wêreld te wees. In die preek staan ons kortliks stil by die volgende gedagtes. Ons gaan kyk na die oorsprong van die gawes, ons gaan kyk na die bedoeling van die gawes, en dan in die 3de plek na die aanwending van die gawes. Die oorsprong, die bedoeling en die aanwending van die gawes wat die Heilige Gees vir ons gee. Kom ons kyk dus nou na die eerste plek, na die oorsprong van die gawes.
Ek het vroeër die opmerking gemaak, dat daar in die koninkryk van God nie plek is vir leegleers nie. Daarom, geliefdes, is een van die werke van die Heilige Gees, juis om my en jou, ja ook vir jou broeder en suster, wat hier by hierdie diens ingeskakel het, bruikbaar te maak in die gemeente. En hy doen dit juis deur in jou sekere gereedskap, of dan in Bybelse terme, gawes te gee. Ja, broeder en suster en jong mens, jy het ook gawes van die Gees ontvang. Daar is nie een van julle wat nie gawes van die Gees ontvang het nie. Dit bring mens dadelik by die vraag, maar hoekom het die Heilige Gees dan vir ons hierdie gawes gegee? En die antwoord daarop is eenvoudig, om vir mekaar tot nut te wees. Ons teksvers, soos wat dit in die Nuwe Afrikaanse vertaling vir ons gelees is, sê aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Die ouer Afrikaanse vertaling stel dit weer so, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hoekom het die Heilige Gees vir ons gawes gegee? Om vir mekaar tot nut te wees. In 1 Korintiërs 12, vers 12 en verder, word dan die bekende beeld van 'n liggaam gebruik, om dit vir ons dan in meer detail te verduidelik. Daarom word gesê, my oog het die gawe om te sien, en ek gebruik hierdie gawe tot nut van my liggaam. My oog het egter nie die gawe om te hoor nie. My oor het wel die gawe om te hoor, en daarom gebruik ek dit om te hoor tot nut van my liggaam. Maar my oor het egter nie die gawe om te sien nie. So, geliefdes, kom dit daarop neer, dat elke lidmaat sy of haar gawes moet gebruik tot nut van die gemeente. Want die Heilige Gees weet wat goed en wat reg is vir die gemeente. Baie keer sien 'n mens die geestesgawes as iets mysterieus, as iets geheimsinnig, iets wat ek kan gebruik, of kom ek stel dit selfs 'n bietjie sterker, kan misbruik, om ander mense daarmee te beïndruk. Hoe groter en hoe meer opspraakwekkender my gawe is, hoe meer en hoe meer word ek die middelpunt van almal se belangstelling. Kyk na hom, kyk hoe kan hy mense gesond bid, kyk na hom, kyk hoe kan hy in vreemde tale praat. Tog, geliefdes, sê een kommentaar dat die geestesgawes egter iets heel konkreet is. Dit is die verskillende vermoëns wat die Heilige Gees gee aan verskillende lidmate, wat elkeen dan op sy beurt moet gebruik om iets vir die gemeente te beteken. Die woord geestesgawes mag daartoe lei dat mense dink dat dit net oor sogenaamde geestelike vermoëns gaan. Nee, geliefdes, die woord geestesgawes sê maar net eintlik vir ons waar die gawes vandaan kom, wie die oorsprong of die bron daarvan is. En daar sê die Bybel vir ons, dit kom van die Gees af. Dit is die Heilige Gees wat dit gee. En die Heilige Gees gee nie net sogenaamde geestelike vermoëns nie. Nee, hy gee alles wat nodig is en wat goed is, wat tot nut van die gemeente is. Dan, my broeders en susters, wil ek vir julle sê dat jy as gemeente elkeen talente van die Here ontvang het. Daarmee saam mag jy nie jou talente onder die maatemmer gaan wegsteek nie. Jy moet dit gebruik en dit ontwikkel. 'n Gawe is wanneer jy 'n bepaalde talent wat die Here vir jou gegee het, juis dan tot nut van die gemeente gebruik. Die werk van die Heilige Gees is om juis jou by hierdie punt te bring. Hy laat jou talente tot nut van die gemeente gebruik. Hy maak jou bruikbaar in die gemeente, in die kerk en in sy koninkryk. En dit gebring ons, geliefdes, nou by die bedoeling van die gawes. As die Heilige Gees dan vir ons bepaalde talente of gawes gee, daardie gereedskap om nuttig in die kerk te mag wees, dan is sy bedoeling daarmee dat ons dit as gereedskap sal gebruik.
Maar daar is ook 'n paar voorwaardes gekoppel aan hierdie gawes. Jy kan jou talent as 'n gawe tot nut van die gemeente gebruik, net as Jesus werklik die Here van jou lewe is. Dit gebeur weer net as die Heilige Gees in jou werk. Niemand kan immers bely dat Jesus Here is, behalwe deur die Gees nie. Net mense wat opreg bely dat Jesus die Here is, word deur die Gees gelei. En as jy dan jou talente tot nut van die gemeente gebruik, wys dit dat Jesus werklik die Here van jou Here is. En dit bevestig weer opnuut dat jy deur die Heilige Gees gelei word. Ja, die werk van die Heilige Gees kan gesien word in hoe hy gawes aan gelowiges gee en hoe die gelowiges dan hulle gawes tot nut van die gemeente gebruik. Dit is, geliefdes, hoe die Heilige Gees homself deur die gee van die gawes openbaar, bekend maak. Ons teksvers sê, maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Ja, die werk van die Heilige Gees word dus in elke gelowige geopenbaar. Die werk van die Heilige Gees kan in elke gelowige gesien word. Dis onder andere op grond hiervan dat ek in die begin van die preek gesê het dat daar nie een van julle is wat nie 'n gawe van die Gees ontvang het nie. Nog 'n voorwaarde vir die gebruik van hierdie gawes is die gesindheid waarin hierdie gawe gebruik word. Geliefdes, elke gawe moet in die gesindheid van liefde gedoen word. Wanneer jy jou talente as gawes van Gees tot nut van die gemeente gebruik, is dit baie belangrik dat jy dit in liefde moet doen. Jy kan soveel doen as wat jy wil, maar as jy die liefde kort kom, beteken alles wat jy doen net mooi niks. Dis eers wanneer jy liefde het, dat dit wat jy doen nuttig is. Verstaan jy nou, geliefdes, waarom Paulus as hy in 1 Korintiërs 12 tot 14 oor die geestesgawes praat? In Korintiërs 1 vers 13 'n loflied oor die liefde skryf? Hy beskryf in daardie loflied die liefde as die uitnemender weg, as dit wat die allerbeste is. Die liefde is nie net die gesindheid waarin jy die gawes tot nut van die gemeente moet gebruik nie. Dit is, geliefdes, ook die dryfveer hoekom jy jou gawes tot nut van die gemeente wil gebruik. Dis omdat jy liefde het, dat Jesus se liefde in jou hart brand, dat jy in die gemeente doen wat jy doen. Jy doen dit nie om raak gesien te wil word nie. Jy doen dit nie om erkenning te ontvang vir kyk hoeveel ek doen teenoor hulle wat baie minder doen nie. Nee, die liefde van Christus dryf jou om hierdie gawes tot nut van die gemeente te gebruik. Aan die ander kant sou ons ook kon sê dat dit 'n gebrek van liefde is wat die oorsaak is dat jy miskien dalk in die gemeente nie doen met daardie gawes wat die Here vir jou gegee het wat jy behoort te doen nie. Liewe broer en suster, is jy iemand wat jou talente as gawes tot nut van die gemeente gebruik? En jammer as dit nou 'n bietjie sterk oorkom, maar is jy dalk 'n parasiet wat net wil ontvang en niks wil gee nie? Onthou, 'n parasiet gee nie om of hy sy gasheer se liggaam in die proses doodmaak nie. Hy suig sy gasheer dood en gaan soek dan na 'n volgende liggaam. En is jammer om dit te sê, maar dit is soms wat ook in die kerk van die Here gebeur. Mag die Here deur sy Gees ook keer dat dit in ons gemeente of in die gemeente waar u dalk lidmaat is gebeur. Goed. Ons het nou almal gehoor dat ons talente as gawes tot nut van die gemeente moet gebruik. En hopelik, geliefdes, u wat dalk ingeskakel het vir die erediens, dalk is julle almal vir 'n slag weer aangespoor om in die gemeente waar die Here jou geroep het, jou gawes tot nut van die gemeente aan te wend. Om so mekaar en die gemeente in liefde op te bou.
Maar nou kom ons altyd by daardie vraagie, maar hoe dan? Hoe kan ons dit doen? En daarmee kom ons by die derde punt, die aanwending van die gawes. Dis miskien nou goed om te sê, dat die gawes of gereedskap wat die Heilige Gees vir ons gee, in 'n sekere sin nie iets is wat ons in 'n kommissie kan organiseer nie. Een kommentaar het dit so verduidelik. Wat doen jy as jy jou toon stamp? Jy gryp dit dadelik met jou hand vas. Jou liggaam gaan nou nie eers vergadering om te besluit wie nou die toon moet help, wie se verantwoordelikheid dit is om daardie toon te gaan vertroos nie. Dit gebeur sommer van self. Aan die ander kant, geliefdes, is daar tog 'n mate van organisasie nodig. Kom ek verduidelik dit so. Hoe weet jou hand om jou toon te gryp as jy jou toon gestamp het? Daar is iets in jou liggaam wat die boodskap by die hand uitgebring het. En so, geliefdes, moet daar iets wees sodat die lidmate in die gemeente kan weet waar hulle hulp benodig word. Daar is ook iets in jou liggaam wat jou hand aktiveer om jou toon te gryp as jy jou toon stamp. So is daar ook iets in die gemeente wat die lidmate aktiveer om te doen wat hulle moet doen. En dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die lewensbloed, die lewensaar van die gemeente. Dreineer jy daardie bloed? Neem jy daardie bloed weg? Met ander woorde, neem jy die Heilige Gees weg? Dan sterf die liggaam. Daar moet dus iets wees, sodat ons mag weet waar ons kan help. En daarom kan ons nou ook 'n bietjie meer prakties raak. En ek dink waar die Heilige Gees, en so kan ons daaroor dink, waar die Heilige Gees wil hê, ons moet help. Geliefdes, kom ons wees eerlik en erken teenoor mekaar dat die tyd en die omstandighede wat ons as kerk, as gemeente van die Here tans beleef, ons so klein bietjie noop om anders te dink oor wat dit beteken om kerk te wees. Ons besef ook nou dat ons nooit voor die uitdaging daarvan moet terugdeins nie. Die Here se Gees is immers 'n gees van liefde wat die vrees verdryf en ons in ons kragte versterk. En ons weet dat daar waar liefde is, daar nie ruimte, nie plek vir vrees is nie. Ja, onbevrees sien ons dat die Here juis in hierdie tyd gawes beskik het. Gawes wat dit vir ons moontlik maak om vanoggend deur hierdie uitsending die Here se woord tot daar in julle sitkamer te bring. Ons het in hierdie besondere tyd nog lidmate nodig wat hierin leiding kan neem met die opneem en die verwerking van die eredienste. Ja, ons het lidmate nodig wat vir mekaar omgee en met mekaar meeleef. Ons het niks anders as tyd in hierdie tyd nie, geliefdes. Tyd byvoorbeeld om 'n telefoon op te tel, of om 'n boodskap te stuur na iemand wat siek is, of dalk in hierdie tyd beproewing beleef nie. Miskien is daar lidmate in jou wijk wat deur 'n moeilike tyd worstel, of miskien kan jy self so oproep waardeer. Juis in 'n tyd soos hierdie, help die Heilige Gees ons om te verstaan dat ons deel is van 'n groter geloofsgemeenskap. Binne die gemeente van die Here soek ons mekaar op. Geliefdes, ons is broers en susters van mekaar. Ons ondersteun mekaar op verskillende maniere. Ons reik na mekaar uit, soos ek reeds gesê het. Ons leer van mekaar. Ja, ons bid vir mekaar. Ons gee vir mekaar om. Saam stel ons onsself vir die Here se woord oop. Saam leer ons om uit die woord van die Here te leef. Een van hierdie dinge is moontlik as die Heilige Gees nie by ons en in ons is nie. En onthou, in Johannes 3 het ons gehoor, die Gees waai waar die Gees wil. Die Gees gee soos die Gees wil. Daar waar nood is, sal die Heilige Gees mense met verskillende gawes toerus. As die geloofsgemeenskap versorging nodig het, sal daar mense na vore kom met die passie om te versorg. As jy wil help, maar nie weet hoe nie, sal die Gees iemand gee om jou en ander dit te leer. So, geliefdes, in hierdie proses bou die een gawe die ander gawes op.
Iemand het gesê, dat daar waar jou passie en 'n ander se nood mekaar se pad kruis, daar kan jy na jou gawe gaan soek. As jy byvoorbeeld nie die passie het om mense te leer nie, sal daardie nood by jou verbygaan. As jy die passie het om na mense te luister en vir hulle te bid, sal sulke mense jou pad kruis. Want die Gees werk soos die Gees wil. Hy ken jou persoonlikheid, hy ken jou vermoëns. Ja, dis die Gees wat weet hoe jy bedraad is. En daarom sal hy jou gebruik soos jy is. Maar onthou, die feit dat jy nie 'n passie vir 'n bepaalde saak het nie, ontneem jou nou nie van die verantwoordelikheid om nie iets daaraan te doen nie. Byvoorbeeld, as die gemeente iemand nodig het om vir 'n sieke te bid, mag jy nooit iets sê soos, dis nie my werk nie, vra eerder vir iemand anders nie. Nee, geliefde, jy is immers priester, profeet en koning, saam met al die ander gelowiges. Jou passie is nie 'n skuilplek nie. Buitendien mag jy tog nie die Gees van God onderskat nie. Jy kan maar op hom staat maak om jou te help met dinge wat jy gedink het heel bo my vuurmaakplek is. En glo dan maar vir die apostel Paulus as hy so skryf: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Geliefdes, ek het op grond van 1 Korintiërs 12 vanoggend vir julle gesê, dat die Heilige Gees aan ons gawes gee om kelners van sy liefde en sy genade in die wêreld te wees. Ek het ook vir julle gesê, genoem waar ons hulp nodig het. Nou is dit vir die Heilige Gees om julle te lei waar julle gaan werk. Dis amper soos met die verkondiging van hierdie woord vanoggend. Ons kan maar net die saad saai. Of mense gaan luister en gaan glo, gaan agslaan op wat gesê is en dit gaan doen, hang alles net van die Heilige Gees af. Net hy kan die saad laat ontkiem. Of julle gawes tot nut van die gemeente gaan gebruik, hang nie van my, hang nie van een of ander diensgroep of kommissie of kerkraadsbesluit af nie. Dit is slegs die Heilige Gees wat jou, geliefde broer en suster en jong mens, wat jou met jou besondere gawes diensmaak in die kerk van die Here kan maak. Dis die Heilige Gees wat aan ons elke een afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Moenie hierdie werk van die Heilige Gees weerstaan nie. Hoekom het God sy Heilige Gees aan jou gegee? Is hy daar om jou te bedien? Of is hy daar om jou te lei om God te dien? Die antwoord, broer en suster, is voor die hand liggend. Hy is daar om jou te lei en God te dien. Daarom gee hy aan jou gawes. Hy gee hierdie gawes aan jou, sodat jy, geliefde broer en suster en jong mens, tot nut, tot voordeel vir die gemeente kan wees. Ja, die Heilige Gees gee aan ons die gawes om kelners van sy liefde en sy genade in die wêreld te kan wees. So dien jy God. So maak jy die Here groot. Mag die Here hierdie boodskap seën. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dank U vir U goedheid. Ons dank U vir U nimmer eindigende liefde en geduld met ons. Ons bid, gee dat die Heilige Gees ons sal help om onsself volkome aan U oor te gee en op so 'n manier U te dien dat U kerk kan groei. Heilige Gees wat in ons woon, ons dank U vir die gawes wat U in ons gegee het, waarmee ons iets vir ander kan beteken. Herinner ons daaraan elke dag om dit te gebruik, sodat ons ander daarmee kan bedien en ander kan beleef dat U aan die werk is. Het gaan nie oor ons nie, Here, het gaan nie oor ons gawes nie,
Dit gaan oor U, wat die gewer van die gawes is, wat daardeur gedien mag word. Here, lei ons nou so deur U woord en deur U Gees, om U eer daagliks in alles wat ons doen, in alles wat ons sê, selfs in ons gedagtes, U eer te soek. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons wil 'n oomblik net stil word as gemeente en ons dink aan broeder Henry en Erika Nieuwoud. Broeder Henry se vader, broeder Ivan Nieuwoud, wat in Moria tuis was, is in die week in die Here ontslaap. Sy troostdiens was tas Vrydag gewees en ek vra broeder en suster dat die oomblik saam met my sal stil word voor die Here. En ons dink in ons meelewing ook aan hulle in hierdie hartseer tyd. Dankie broers en susters. Broeders en susters, ons sing as slotlied, lied 528, en ons gaan sing verse 1, 2 en 3. Die klem op vers 3, U gee U gawes net soos U wil, almal is diensbaar, elk met verskil, vul met U Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Sing saam met die huis, vers 1, 2 en 3, lied 5, 2, 8. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig stil. Leer my U wil, Heer, U plan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk. As ek dan swak is, maak U my sterk. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal. Amen. Dankie broers en susters dat u by hierdie uitsending ingeskakel het. Ek herinner u vanaand dat ons vanaand om 6:00 weer 'n uitsending van die erediens het. U kan gerus inskakel. Dr. Wim Vergeer behandel met ons die boek Hooglied. Dit behoort interessant te wees. Kom luister gerus saam, kom leer saam en mag u 'n geseënde dag hê. Totsiens.